Wat as dit wat jy vir Jesus behoort te doen, kan doen, reeds lê in die gewone oomblikke wat aan jou toevertrou is? Wat as hoop skuil in hoe jy opdaag by die mense en plekke in jou alledaagse lewe? Jesus sê, julle is die sout van die aarde, julle is die lig van die wêreld. Wanneer Jesus oor sout en lig praat, gebruik hy baie praktiese beelde, dinge wat net betekenis het wanneer dit gebruik word. Sout wat in die houer bly, verander niks. Lig wat onder 'n emmer weggesteek word, help niemand. Albei bestaan om gebruik te word, om weggegee te word. Hulle is so alledaags dat jy eers hulle waarde raak sien wanneer kos vaal smaak of wanneer jy in die donkerte moet rondtas. Met hierdie beelde beskryf Jesus nie buitengewone dade nie, maar 'n manier van elke dag leef. Sout bewaar, dit genees en dit verryk selfs ander smake. Lig maak ruimtes veilig en maak dinge sigbaar. Dit wys vir ons dat geloof nie net iets is wat ons glo nie, maar iets wat gestalte kry in hoe ons leef, en hoe ons diensbaarheid wys. Dit wys hoe ons in Jesus se voetspore volg. So word ons lewe 'n getuienis wat na hom wys en wat ander intrek in sy liefde. Dit help ons om goeie dade en diensbaarheid reg te verstaan. Ons dien nie om God se guns te verdien nie, en ook nie om onsself te bewys nie. Ons dien omdat ons reeds vanuit sy genade en hoop kan leef. Dalk kan ons dit so verstaan. Ons word nie gered deur goeie werke nie, maar ons word gered tot goeie werke. En so, vanuit hierdie lewe saam met Jesus en 'n reaksie daarop, kan ons hoop bring. Met ander woorde, dit wat ons doen is nie die bron van ons identiteit nie, maar die vrug daarvan. Wat ons vir Jesus doen, vloei uit wat hy reeds vir ons gedoen het. Die vraag, wat behoort ek vir Jesus te doen? Kan maklik oorweldigend voel as ons dink dit vra iets groot of uitsonderliks of iets wat ek uit my eie uit moet doen. Maar Jesus rig ons aandag terug na dit wat naby en tasbaar is, dit wat ons lewe is. So vra vandag vir jouself, wat kan ek vir Jesus doen? Kies een klein, konkrete daad van diensbaarheid, praat met hom daaroor en bied dit dan stilweg aan, as 'n uitdrukking van jou liefde vir Jesus, 'n manier om hoop lewend te hou, soos wat jy in jou alledaagse lewe saam met hom gaan. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U ons herinner dat ons vanuit U liefde, vanuit U hoop, vanuit U krag leef en daarop reageer deur 'n lewe wat lyk soos wat U is. Dankie Here dat ons kan sout wees, omdat U ons in staat stel, omdat ons weet dat U vir ons iets in gedagte het wat ons saam met U kan doen. Heilige Gees, help ons hierin. Amen.